So. Net so voordat ek wegspring, wil ek net vinnig hoor en vra, dis nou die eerste keer wat ek hierso is in Pietersburgse gemeente en baie gesigte is onbekend, maar my vraag is, wie van julle is vir die eerste keer hierso? So, ek bly daar's 'n paar mense vir die eerste keer hierso saam met my ook. En dit is nogal redelik koud, die laaste rukkie wat ons hierso was. Ons is nie gewoond aan hierdie koue nie, so ons het die laaste paar aande so met 3 baadjies rondgeloop. En vanoggend is dit nou nie veel warmer vir my nie. So as ek bewe, kan ek nou daarom ook sê, dis dalk die koue en nie die senuwees nie. Nou net so voordat ons verder gaan, kom ons sluit net gaan so. Ons Hemel Vader, dit is so 'n wonderlike voorreg om hierso by 'n kerk bymekaar te kan kom, waar ons U kan aanbid, U kan loof en prys. En ek wil vra asseblief dat U Heilige Gees hierso teenwoordig sal wees, dat U ons harte sal lei, dat U ook saam met my sal wees en my woorde sal lei, dat dit nie is wat ek wil spreek of 'n punt wil wees wat ek wil maak nie, maar laat dit van U afkom en laat U die leier wees, dat dit sal wees wat U wil hê gesê moet word. En ek bid en ek vra dit net in Jesus naam alleen. Amen. Nou dis altyd goed en interessant om te kyk waar is 'n mens in die stroom van tyd. Wat gaan nou aan in die wêreld? Wie doen wat? En soms kan 'n mens ook weggedra word daarin en vergeet van die beginsels waarom jy glo wat jy glo. So ons kan partykeer gaan en na ietsie kyk en heeltemal vergeet, maar hoekom kyk ek nou eintlik na hierdie? So elke nou en dan is dit goed om net te stop, stil te staan en te dink, maar op watse paadjie is ek nou? Hoekom glo ek hierdie goed wat ek glo? Is dit as gevolg van 'n opinie wat ek het? Is dit ietsie wat ek graag wil hê? Is dit ietsie wat ek graag wil doen? Of volg ek hierdie goed omdat dit in die woord staan? Nou, ek het groot geword as 'n nominal Christian, soos wat hulle sal sê. So met ander woorde, ek het 'n Bybel daar op die boekrak gehad. Hy het seker so dik laag stof op hom gehad, maar ten minste het ek 'n Bybel in die huis gehad. En ek het gedoen wat ek graag wou. Ek het skaars die Bybel oopgemaak. Ek het skaars 'n voorbeeld gelewe wat ek moes gelewe het as 'n Christen. En dit het alles verander toe ons in 'n Bybelstudie gesit het. Toe oom die Bybel oopgemaak het en ons verse laat lees het. En weet julle wat het toe gebeur toe ons van daai verse gehoor het? Toe kon ek nie net meer 'n Christen wees met die label Christen nie. Daai gedagtes wat daarso uitgekom het my hele lewe op sy kop gegooi. Nou ek weet nie hoeveel van julle is daar wat in iets geglo het of iets gedoen het en dan gehoor het, maar dis heeltemal verkeerd. Dit wat jy doen is 180% teen dit wat die Bybel sê. Jy is besig om in hierdie rigting te gaan, al dink jy dis in die regte rigting in. Nou dit het met my gebeur. Ek het goed gehoor wat ek nog nooit gehoor het nie. Ek het geleer van konsepte wat ek nie gedink het is moontlik wat kan bestaan nie. En soos wat ek my Bybel gelees het, het ek al hoe meer van hierdie skatte ontdek, al hoe meer waarde in dit gekry. En ek wil my lewe al hoe meer verander het, soos wat dit in die woord staan. Nou, hier's 'n paar bekende versies wat ons gaan lees, en ek wil julle ook saamnooi om saam te lees, want wanneer 'n mens saam lees, en jy hoor dit, dan onthou jy dit ook net soveel beter. Nou die eerste versies waarmee ek wil begin, is in Openbaring 12. Openbaring 12 vers 7 tot 9. Nou dis ook 'n versie wat ons bespreek het op die kamp. En dit het vir ons 'n agtergrond gegee van wat alles aan die gang is. Openbaring 12 vers 7 tot 9. En dit begin en dit sê:
en daar het oorlog in die hemel gekom. Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer, en hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie. En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp. En daar leer ek 'n beginsel. Ek het gekyk wat in die wêreld aangaan, en 'n mens verstaan nie altyd hoekom goed moet gebeur nie. 'n Mens verstaan nie altyd hoekom hierdie persoon moet seer kry, of hoekom dit of dat, of wat ook al dit mag wees nie. En hierso vir die eerste keer hoor en verstaan ek wat werklik aan die gang is hier op aarde. Dis nie net my gedagtes waar dit gaan nie. Daar's iets baie groter wat hier op die spel is. Dit is nie net soos wat ek gedink het, 'n nasie wat teen 'n ander nasie gaan opstaan nie. Dis nie ras teen ras wat ek gedink het, of die DA, die ANC, die EFF of die Vryheidsfront wat teen mekaar nou hierso koppe stamp en die beste een gaan seëvier en dan gaan ons nou vir ewig hierso lekker lewe nie. My ideologie wat ek gehad het, my wêreldperspektief was heeltemal verwoes gewees. En ek besef, daar's werklik net twee kante in hierdie hele storie. Daar's werklik net twee kante hier op aarde. En daai is 'n oorlog vir jou siel. Die een kant wil jou optrek, hy wil jou opbou, hy wil jou meer maak as wat jy is. En die ander kant wil jou afbreek. Hy wil jou in 'n gat gooi, hy wil jou vernietig, hy wil hê jy moet geen hoop hê nie. En hoe doen hy dit? Hy begin met goedjies wat baie lekker lyk. Hy begin met goed wat so aanloklik is, dat jy nie kan dink hoe dit sleg kan wees nie. En hy begin nie daarmee net wanneer jy oud is nie. Hy begin daai versoekings op jou pad te sit wanneer jy jonk is. Want wanneer jy jonk is dit die maklikste om iemand te mislei. Ek weet nie of julle geweet het nie, maar in die wêreld daar buite is pornografie 'n groot probleem. Dis 'n groot probleem selfs in kerke. Nou daar's 'n studie wat hulle gedoen het, en die studie het gewys dat wanneer 'n kind blootgestel word aan pornografie, hulle niks fout sien daarin nie. Hulle wil meer sien, hulle wil meer kyk na dit. Wanneer 'n volwassene aan dit vir die eerste keer blootgestel word, vind hulle dit afskuwelik. Hulle wil dit nie verder kyk nie. Nou dit is vir my interessant, want dit is juis wat die duiwel doen. Hy wil jou kry wanneer jy oop is vir goed wat jy nie na moet kyk nie, goed wat jy nie moet doen nie. Hy probeer jou kry om te drink wat hy wil hê jou gedagtes gaan beïnvloed, hy wil hê jy moet rook, hy wil hê jy moet dwelms gebruik, hy wil hê jy moet klubs toe gaan, hy wil hê jy moet alles doen wat jou liggaam benadeel. Want hy weet as hy jou liggaam benadeel en jou gedagtes in 'n ander rigting in kan indruk, beteken dit jy gaan nie soveel tyd saam met God spandeer nie. Dit beteken dat die kans vir jou om jou rug op die duiwel te draai al hoe kleiner word, hoe meer jy deelneem in die goed wat hy wil hê jy moet doen. So stukkie vir stukkie begin hy jou met 'n ketting vas te maak. En omdat dit onskuldig lyk eerste in die begin, dink 'n mens nie veel daaraan nie. En dan kom 'n mens op 'n stadium waar jy begin voel, okay, maar hierdie is nie reg nie, maar jy wil dit nie los nie. So hy draai dit in so 'n manier dat partykeer 'n mens dit nie wil erken nie, en partykeer wil jy nie daar uitkom nie. Jy wil daar bly sit, daar waar hy jou gesit het. En as 'n mens so rondkyk om jou, elke liewe persoon wat langs jou sit, is eintlik verslaaf aan ietsie. Party is verslaaf aan meer goed as ander.
Nou, wanneer mens met iemand praat wat deur goed gaan, dan sal hulle gewoonlik vir jou sê, nee, maar jy weet nie waardeur ek gaan nie. Jy verstaan nie waarmee ek te doen het nie. Maar almal van ons is verslaaf aan sonde. Almal van ons probeer om weg te kom van sonde af. Sonde lyk so aanloklik en hy trek 'n mens so in, dat dit baie keer moeilik is vir ons om nee te sê. En dan doen ons dit, en dan voel ons so sleg daarna. En dan kom dit weer op, dan doen ons dit weer, dan begin 'n mens bietjie minder sleg voel, totdat 'n mens nie meer omgee nie. Of jy voel so sleg omdat jy kwaad geraak het vir die ou langs jou, en dan 'n paar weke gaan verby, dan doen iemand anders ietsie weer wat jou bietjie kwaad maak, dan vergeet jy heeltemal hoe jy die vorige keer gevoel het en hoe jy gesê het, jy gaan niks meer te doen hê nie. Jy raak weer kwaad. En dis nie altyd omdat 'n mens dit wil doen nie. Dis nie omdat jy altyd kwaad wil doen nie, dis nie omdat jy altyd sonde wil doen nie. Partykeer wil 'n mens die regte ding doen. Soos Paulus ook sê, die gees is willig, maar die vlees is swak. Dit wat ek wil doen, doen ek nie. En dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. So dit is 'n konstante stryd regdeur. Die duiwel sit daar en glimlag wanneer hy jou in daai gat gooi, want dis waar hy jou wil hê. En dan lag hy en dan sê hy, nou het ek jou. Romeine 3 vers 23 sê, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. So daar is nie een van ons wat kan sê, ons is sondeloos nie. Ons almal val in daai kategorie. Ons almal val daarso waar ietsie jou wil vashou die hele tyd. En wat is die loon daarvoor? Wat verdien ons almal? Ons lees dit in Romeine 6 vers 23. Dit sê, want die loon van die sonde is die dood. So ons almal verdien dit. Nie een van ons is vrygewaar nie. Maar imagine daai vers moes net daar gestop het. Wat 'n verskriklike verhaal moes dit nie gewees het nie. Dat die enigste ding daar is om na uit te sien, is die dood. Maar gelukkig gaan daai versie aan. Daai versie gaan aan en sê, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. So daar is hoop. Ons is nie verdoem nie, maar dis 'n keuse wat ons het om te maak. Seker die mees bekendste versie in die Bybel, Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. So die ewige lewe is oop vir ons, as ons dit wil hê. God het gekom om te red wie verlore is. En dit lees ons in Matteus 18 vers 11. So al daai kettinge wat Satan gevat het om jou mee te verbind, alles wat hy probeer om jou daaronder te hou en jou vas te hou en jou vas te druk, het Jesus gekom om jou vry te maak. Hy het gekom elke ding wat jou bind hier op aarde van die duiwel af te verbreek. Hy wil ons optel. Hy wil nie hê ons moet daaronder in 'n donker gat sit nie. Hy wil nie hê ons moet in die greep van sonde wees nie. En partykeer dink ek, besef ons dit elke dag. Besef ons hoe groot die daad is wat God gedoen het. Dat hy alles gegee het, alles gelos het daarop op sy troon in die hemel en afgekom het aarde toe om vir ons te kom sterf, sodat ons 'n ewigheid saam met hom kan wees. Maak daai 'n verskil in ons lewens, wanneer ons dit hoor, wanneer ons daaroor dink. Vat ons dit as ietsie van tradisie, dis wat my ma gesê het, so nou glo ek dit maar, of is daai 'n praktiese beginsel wat ek wil uitleef as gevolg van die verskil wat dit in my lewe gedoen het? Wil ek daai selfde liefde wat Jesus gewys het, gedoen het vir my,
Wil ek dit uitleef en daai selfde liefde aan ander gee? Wil ek iemand anders bo myself stel? Wil ek iemand anders wat daar so sukkel uit sy omstandighede uithaal en op 'n beter plek sit as wat hy nou is? Of draai ek net die oog en sê, ek's nou te besig om dit te doen. Ek moet hierdie nou eers vir myself klaarmaak voordat ek daai kant toe kan gaan. Of daai kant toe kan draai. En wat wonderlik is van hierdie hele ding, is God forceer jou nie. God laat die keuse in jou hande oor. Hy strek sy hand uit na jou toe, waar jy hierso in hierdie donker gat sit, omring met sonde, vasgeboei en vasgeketting. En met trane in sy oë kyk hy vir jou en hy sê, gryp my hand, ek wil jou hier uittrek. Ek wil nie hê jy moet vasgevang wees in al hierdie goed nie. Maar hy forceer jou nie. Hy sê, hierdie pad is beter vir jou. Hierdie pad is waar jy wil wees. Hierso gaan jy die ewige lewe kry. Maar dis jou keuse wat jy wil maak. Dis jou keuse of jy aan die kant wil staan wat jou gaan afbreek, en of jy op die kant gaan staan wat jou wil opbou en herstel. So ons staan hier in die middel van 'n oorlog. Maar hierdie oorlog is anders as enige ander oorlog. Want hierdie is 'n oorlog waar die oorwinning klaar behaal is. Dis 'n oorlog waar jy kan kies of jy aan die wenkant wil wees en of jy aan die verloorkant wil wees. En daar is nie twyfel daarin wie gaan wen en wie gaan verloor nie. Dit was klaar op Golgotha bewys wie die oorwinnaar is. Dit is klaar daarso gewys dat die duiwel wat ook al hy doen, hy nie kan wen nie. Hy het geen mag as dit kom by God nie. So wanneer ons kies om aan die kant te staan van Christus, dan gee Jesus vir ons alles om te kan oorkom, deur sy bloed, as ons wil volg. Hy rus ons toe, hy gee vir ons die krag, hy breek elke ketting. Ek kan dit nie slegs uit my eie uit doen nie. Ek kan nie boast en sê, my werke het vir my verlossing gegee nie, want dit is slegs deur Christus wat ek verlossing het. En daai ding waar die duiwel jou vasbind, het Christus kom breek. En daai ding gaan nie net verdwyn nie, hy gaan nog steeds daarso knaag aan jou, maar hy het nie meer die krag om jou vas te hou nie, want Christus het dit verbreek. En Christus sê vir jou, kom en volg my. En ek ken 2 mense baie goed wat aan alkohol verslaaf was. Hy was 'n alkoholist en iemand wat dwelms gebruik het. Elke dwelm wat jy kan opnoem, het hy gebruik en probeer. En beide van hierdie mense wou hulle lewe verander het. Hulle het op 'n punt gekom waar hulle besef het, dit waarna hulle betrokke is daar geen hoop in nie. En daai 2 mense was na elke meeting toe wat 'n mens kan aandink, na elke rehab toe wat 'n mens aan kan dink, en dit het niks gehelp nie. Dit het vir 'n rukkie gehelp en hulle het weer teruggeval. Totdat hulle na 'n plek toe gegaan het waar Christus die middelpunt was. En toe hulle Christus ontmoet het en deelgemaak het van hulle lewe, kon hulle losgebreek het. En hulle is nou nog bevry van daai klou wat die sonde op hulle gehad het, van daai kettinge af. En dit is nie altyd maklik nie. Daar gaan moeilike tye kom. Daar gaan tye wees waar die duiwel weer terugkom en jou kom probeer vasklou en terugtrek waar jy was, maar jy hoef nooit weer in daai rigting in te gaan nie, want jy is nooit alleen nie. Christus is daar saam met jou. En dis hoekom daai teksversie so mooi is van Johannes 8 vers 36. As die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Dit is 'n belofte wat daar gegee is. 'n Belofte dat jy nie in sonde hoef te sit nie. Jy hoef nie daar vasgeketting te wees nie. Jy kan vry wees. En ons 'n stukkie uit die boek Maranatha wat ek net met julle wil deel, wat hierdie so mooi opsom vir my. Satan was the first rebel in the universe, and ever since his expulsion from heaven,
He has been seeking to make every member of the human family an apostate from God, even as he is himself. He laid his plans to ruin man, and through the unlawful indulgence of appetite, led men to transgress the commandments of God. He tempted Adam and Eve to partake of the forbidden fruit, and so accomplished their fall and their expulsion from Eden. On every side, Satan seeks to entice the youth into the path of perdition. And if he can once get their feet set in the way, he hurries them on in a downward course, leading them from one dissipation to another, until his victim lose their tenderness of consciousness and have no more the fear of God before their eyes. They exercise less and less self-restraint. They become addicted to the use of wine and alcohol, tobacco and opium, and go from one stage of debasement to another. They are slaves to appetite. Counsel which they once respected, they learned to despise. They put on swaggering airs and boast of liberty when they are the servants of corruption. They mean by liberty that they are slaves to selfishness, debased appetite, and licentiousness. Satan is determined to have the human race as his subjects, but Christ has paid an infinite price that man may be redeemed from the enemy, and that the moral image of God may be restored to the fallen race. Fallen men may through Christ find access to the Father, may have grace to enable them to be overcomers through the merits of a crucified and risen Savior. Christus het dit vir ons kom doen. En 2 Petrus 3 vers 9 is vir my ook een van my gunsteling versies. 2 Petrus 3 vers 9. Want dit sê, die Here vertraag nie die belofte, soos sommige dit vertraagding ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons, en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. So hoeveel mense wil God saam met hom hê in die hemel vir ewig? Almal. Hy wil nie hê een siel moet verlore gaan nie. En die duiwel wil nie hê een siel moet in die hemel kom nie. Maar ons het 'n keuse wat ons moet maak. Waar wil ons staan? Wil ons staan aan Christus se kant, of wil ons vasgevang wees hier in die wêreld, waar dinge skynlik lyk of het geluk gee, of het hoop gee, maar die einde daarvan is die weë van die dood. Daar's 'n oom wat gesê het, wat vir 40 jaar lank verslaaf was aan sigarette. En hy het gesê, dat toe hy losgebreek het van dit af, deur Christus, het hy baie keer cravings gehad. En wanneer daai craving opkom van jy wil nou deelneem in hierdie sonde, jy wil jouself nou verlustig in hierdie ding wat vir jou geluk of genot of wat ook al gaan gee wil doen, moet jy 5 minute wag. Bid en wag 5 minute. So gaan hou jouself besig met iets vir 5 minute. En jy gaan agterkom, daai 5 minute verander in 'n halfuur, verander in 'n uur in. Dat daai verslawing jou nie eintlik vashou nie. Dis meer 'n gewoonte naderhand. En wanneer jy oor dit gekom het, dan kan 'n mens ander ook soveel meer help. Nou die paadjie is nie 'n maklike paadjie om te stap nie, en soms mag ons val. Soms mag ons struikel. Maar wanneer ons aan Christus se kant is, sal ons nooit weer 'n slaaf wees wat vasgevang is in Satan se kettinge nie. Ons sal nooit weer 'n slaaf van sonde wees nie. Daai hand wat God uitstrek, sal altyd daar sou wees. Ons werk wat ons moet doen, is om vas te klou. Wanneer die tye moeilik raak, wanneer ons sukkel om oor iets te kom, wanneer ons verby iets wil beweeg, en ons kan nie, moet ons opkyk en vir God vra, Here, help my. En God is getrou om nie een van ons in die steek te laat nie. Partykeer is dit moeiliker as wat ons dit wil hê, maar daai bou ons karakter.
Ons word meer soos Christus, hoe meer ons afhanklik is van hom. Hoe meer ons vasloop aan hom en hoe meer ons opkyk en vra vir krag, hoe meer word ons soos wat God is, meer word ons soos wat Christus is, en hoe meer het ons die vermoë om ander mense te help, om ook daar uit te kom en nader aan Christus te word. So ons hoef niks meer ooit uit ons eie uit te doen nie, want God is altyd daarso om vir ons krag te gee. En my hoop is dat elkeen van ons dit sal onthou, dat elkeen van ons sal besef dat ons hoef nie te luister na die duiwel nie, ons hoef nie vasgevang te wees in sonde nie, want Christus het oorwin en sy bloed bedek ons. Kom ons bid saam. Ons Hemelvader, wanneer ons so kyk na die wêreld en wanneer ons kyk na ons eie lewens, sien ons dat daar baie seer partykeer is, baie woede en hartseer en selfs verslawing. En ons kom na U toe en wil vir U vra dat U ons die krag sal gee, dat U ons die wysheid en die leiding sal gee, hoe om te oorkom, hoe om daar uit te beweeg, dat ons nie meer in 'n donker gat hoef te wees nie, dat ons nie meer vasgekeer hoef te wees deur Satan nie. Maar mag ons uitbeweeg uit dit uit, mag ons geluk en vreugde in U vind, sodat ons kan uitgaan en meer mense kan gaan vertel, want daar is soveel mense wat soekend is, soveel mense wat wil weet en meer wil hê as wat leidiglik het. Mag ons deur U leiding daai hoop vir ander mense kan wees. Mag ons U na hulle toe bring. En ek bid en vra dit net alles in Jesus naam alleen. Amen. He's more than a story, more than a song. His love is gentle, yet it's so strong. His grace everlasting just won't let you go. His unending mercy, a fountain of hope. Do you know the Savior? Let me introduce you, both now and forever. His faithful and true. His name is Jesus. He died to give you life anew. Do you know the Savior? Oh, how He loves you. He pardons the debtor with nothing to pay. He offers forgiveness to those gone astray. He stands there waiting at the door of your heart, and the moment you open, His peace He'll impart. Do you know the Savior?
both now and forever. He's faithful and true. His name is Jesus. He died to give you life anew. Do you know the Savior? Oh, how He loves you. His name is Jesus. He died to give you life anew. Do you know the Savior? Oh, how He loves